So ons kop vandag deel 1 van ons reeks af en vandag wil ek begin met 'n baie belangrike vraag vir jou en dis 'n vraag nie net vir die gehoor nie, is 'n vraag vir jou persoonlik. En my vraag vandag aan jou is: wie is die Heilige Gees? Wie is die Heilige Gees? Sien jy daai ou wat by sy vriend sit en hom vra, kom ons sê 'n vriend kom na jou toe in die week, hulle sê ek wil met jou koffie drink of 'n vriendin, en hulle vra vir jou, wie sê jy is die Heilige Gees? En hoor die vraag reg, dis nie 'n vraag wat jy moet beantwoord in terme soos 'n teorie nie. Nou, is nie as wat sê die kerk of wat het jy al gehoor iemand sê is die Heilige Gees nie. Wie sê jy is die Heilige Gees? Wie is die Heilige Gees vir jou? Wat beteken die Heilige Gees vir jou? My hoop is dat in die einde van hierdie boodskap en in die einde van hierdie reeks, dat jy daai vraag persoonlik met vrymoedigheid sal kan beantwoord. Want dis wat die Here Jesus van ons wil hê, hy wil hê jy moet dit kan beantwoord met boldness. En dit is iets wat hy die disippels geleer het. In Johannes 14, so as jy jou Bybel hier het, kan jy oopmaak by Johannes 14, en voor ons na daai skrif toe gaan, jy kan maar eers bly op daai vraag, Walter, voor ons na die skrif toe gaan, net so 'n bietjie konteks, ons gaan begin by vers 15, maar hier is Jesus, net voor sy kruisiging, en hy sê vir die disippels, ek gaan nou doodgemaak word, en dan gaan ek weg wees, ek gaan nou gaan. En hy vul hulle nie in met, moenie worry nie, ek gaan na 3 dae as ek terug, en dan gaan ek 40 dae nog eers hier wees. Hy maak hulle nou gewoond aan die feit dat hy gaan nou weggaan. Fisies, want ek imagine Jesus is fisies by jou vir 3 jaar. En sy fisiese teenwoordigheid in jou huis, dit verander jou huwelik, dit verander jou verhouding as 'n gesin, al daai issues wat jy gewoonlik gehad het met jou kinders en met mekaar, wat 'n lang poisonous cycle, jy sukkel om goed uit te sorteer en jy argumenteer op 'n verkeerde manier. Hy step in en hy sê, luister, kom sit jy, hier is ons dit uitsorteer, en hy sorteer dit vinnig uit, alles in jou lewe gaan beter, en hy doen amazing goed saam met jou as hy by die werk, en oral waar hy saam met jou gaan, gebeur goed net, daar's wonderwerk en goed gebeur, en dan op 'n dag na 3 jaar sê hy vir jou, ek gaan nou gaan. Kan jy imagine hoe die disippels moes voel, soos, wie gaan ons nou leer? Wie gaan ons nou help met wat ons moet doen? As ons nou in die moeilikheid is, wie gaan ons daar uitkry? As ons moeilikheid maak, soos wie gaan dit regmaak as ons droog maak? Want ou Petrus, toe die ou Jesus kom haal en hy kap sy oor af, wat doen Jesus? Hy val hy oor, sit hom terug op die ou, daar is hy reg. Petrus het gedink hy doen goed, maar hy maak droog, hy maak 'n fout, maar Jesus maak dit reg. Wie gaan dit nou doen? En Jesus sê vir hulle, kom sit, luister gou vir my. Ek gaan vir julle iemand stuur. En dis waar ons optel hier in vers 15, hoe hy vir hulle verduidelik wat hy vir hulle wil sê oor die Heilige Gees, wat nou gaan kom. Lees saam my vanaf vers 15. Hy begin so, né? En hierdie is belangrik. Hy sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my en ek in julle. Nou eindig hy weer so, wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar.
Ek sal my aan hom openbaar. Hy sal goed van my sien. Hy sal my ken op 'n manier wat almal my nie ken nie. Wie is die Heilige Gees? Jy kan daai Walter, ek gaan jou so vra om terug te gaan na skrifte toe. 3 goed wat hier uitstaan, wat Jesus sê, wat ek dink so belangrik is, wat jy nou sal dink as hy oor die Heilige Gees praat, hy gaan hulle dalk verduidelik van die Heilige Gees, maar hy doen dit glad nie. Hy probeer glad nie om die Heilige Gees in hulle koppe te verduidelik, wie die Heilige Gees is en wat die Heilige Gees is en hoe hy werk nie. Hy sê net vir hulle hierdie paar woorde. Gee hulle hierdie paar gedagtes oor die Heilige Gees. Wat probeer hy sê en wat moet ons daar uitkry? Die eerste ding wat ek dink super belangrik is die Heilige Gees is 'n iemand, nie 'n iets nie. Dis 'n iemand, nie 'n iets nie. As ek en jy die woord God sê, van wie praat ons? Ons praat van die Vader, ons praat van die Seun, en ons praat van die Heilige Gees. Ons God is 3 in 1. Dis ons geloofsbelijdenis, is 3 persone as 'n eenheid. Elkeen met die autoriteit en regeer saam in 'n perfekte eenheid. Ons kan amper sê, God is 'n gesin van die Vader, die Heilige Gees en die Seun. En hierdie is die perfekte gesin wat in perfekte unity, hulle het nie ego issues nie, daar's nie autoriteits issues onder mekaar nie, hulle is in perfekte eenheid, werk hulle saam. En is makliker vir my en jou om te praat van die Vader, né? As ek vir jou sê, wie is God die Vader? Miskien gaan jy vir my sê, wel, hy is die een wat alles gemaak het. Dis hoe ek hom sien. Hy is die een met die wysheid en hy gee al die wysheid en hy kan alles maak en hy's groot. My God is so groot, so sterk en almagtig. Daar's niks wat my God nie kan doen. En as ek jou vra, sê my dan, wie is Jesus? Sê, wel, hy is God se seun en hy het afgekom aarde toe en hy is die lam, hy is die een wat gesterf het vir ons. En jy kan miskien iets van sy karakter vir my vertel, van dit wat jy al in die Bybel gehoor en gelees het. En iets van sy woorde en sy teaching en dit wat hy wil hê ons moet doen. Maar as dit by die Heilige Gees kom, is dit amper half asof ons 'n baie vaag, onduidelike, abstrakte beeld het, amper as 'n iets. En die probleem met dit is, as jy hom so sien, as jou beeld van die Heilige Gees 'n vaag, onduidelike, abstrakte beeld is as 'n iets, dan gaan jou verhouding met hom abstrakt en dof en onduidelik en vaag wees. Die duidelikheid van jou beeld van die Heilige Gees gaan bepaal hoe intiem jou verhouding met hom is. Kyk die woorde wat Jesus gebruik, gaan terug vir my na die eerste gedeelte toe, ek dink is die eerste slide, né? Wat hy sê, my Vader sal vir julle 'n ander voorspraak stuur. Nou daai woord voorspraak, in die Grieks is dit parakletos, en dis 'n woord wat ons nie eintlik kan vertaal na Afrikaans nie. Daarom sal jy sien, as jy in die verskillende vertalings lees, dan kry jy verskillende woorde. Jy kry voorspraak, jy kry advokaat, jy kry vertrooster, jy kry die regter, jou counselor, die raadgewer, die helper, en dis alles in een. Maar wat is dit eintlik wat hier vir ons moet uitstaan is? Dis 'n iemand. Dis 'n iemand wat Jesus stuur om by my te wees en om my te help. Dis iemand wat Jesus stuur om by my te wees en om my te help. En Jesus sê, hy sê dat die wêreld kan hom nie sien nie. Die wêreld kan hom nie ken nie, maar julle ken hom. Ken hom. Hom iemand ken verhouding. Julle kan hom ken. Dit is Jesus se wil, dis God se wil vir my en jou om 'n intieme verhouding met die Heilige Gees te hê. En ek dink die probleem, hoekom baie mense nie 'n verhouding met die Heilige Gees het in hulle daaglikse lewe nie, is want hulle probeer hom as 'n iets uitfigure. Sê gou vir my mans, wie van julle is getroud hierso? Steek gou jou hand hoog op, want ek gaan gou 'n toets doen. Wie van julle het al julle
vrouens uitgefigure, heeltemal, laat sak jou hand, as jy het, as jy laat sak net julle hande, niemand van ons het al ons vrouens uitgefigure, dis die punt, okay? en hier is die ding, ons kan nie eers ons vrouens uitfigure nie, maar ons kan verhouding hê, al het ons hulle nie perfek uitgefigure nie, né? Stem julle met my saam, ons kan mekaar ken, ons kan mekaar lief hê, ons kan connect, en ons kan saam lewe en saam journey en saam groei, en spesiale goed saam doen. So werk dit met die Heilige Gees. Die probleem is, ek dink soveel Christene het connect nie met hom nie, want hulle dink ek moet hom eers uitfigure. Ek moet eers die teorie van hierdie iets verstaan, soos hulle sien hom as 'n onpersoonlike krag, dis soos elektrisiteit. Ek moet uitfigure waar sit die knoppies, hoe moet ek bid, hoe moet ek in 'n diens worship, dan gaan die Heilige Gees nou kom, ek sit die knoppie aan en dan kom die krag, asof dit 'n iets is. En dis die probleem vir baie van ons, hoekom ons hom nie ken nie, hoekom hy nie in ons lewens is nie, hoekom ons hom nie hoor nie, hoekom ons hom nie ervaar nie, is want as vir ons nog 'n iets. Jesus probeer nooit, en ek sal dit ook nooit doen nie, want dit is onmoontlik, ek sal nie eers vrouens probeer verduidelik nie, hoe kan ons die Heilige Gees verduidelik? Jesus probeer dit eers doen nie, want dit is nie iets wat jy moet uitfigure, of iets wat jy hoef te verstaan, voor jy 'n verhouding met hom kan hê nie. Maar jy kan begin om te connect, jy kan glo, hy bestaan. Jy kan glo in dit wat die woord sê, dat die oomblik wat jy Jesus Christus aanneem, dan is die Heilige Gees in jou. En Handelinge 2 sê, daai geskenk is vir julle en vir julle kinders. 'n Kind kan die Heilige Gees hê. Maar dan vat dit iets, nes in 'n huwelik, nes in 'n verhouding, om te leer, om hom te hoor. Vrouens, luister julle mans altyd vir julle? Nee, ons moet, dis 'n ding vir ons moet oefen om te leer, om te luister. Nou as ons nie eens mekaar wat hier is, altyd kan hoor nie, en hoor wat probeer hy vir my sê nie, hoeveel te meer met die Here gaan dit bietjie inspanning vat, bietjie connect, bietjie inskakel. Tyd maak, want wat het ons laasweek gesê? Die Here skree nie. Hoekom nie? Want hy's naby. Hy fluister. En as ek nie gaan intune, om sy fluister te hoor nie, dan gaan ek hom nooit hoor nie. En ek mag hom selfs hoor, maar ek gaan nie weet as hy nie. Want in die jaag van die lewe, is daar soveel stemme en soveel geraas, en dan sal baie keer drop die Heilige Gees iets in my gedagtes. Maar ek weet nie eers dis hy nie. Nou dink ek net, nee, dis seker net ek wat aan goed dink, en ek dink aan baie goed, vergeet net daai, gaan net aan met die lewe, en jy mis iets wat die Heilige Gees vir jou sê, en baie keer sê hy nie net vir jou iets, hy vra iets van jou. Hy sit 'n persoon in jou gedagte, en miskien moet jy daai persoon bel, miskien moet jy vir daai persoon bid, maar jy veer dit vinnig uit, want jy's so gejaagd, en daar's soveel goed wat jy moet doen, en jy gaan dit aan, as ons nie stil maak en besef, die Heilige Gees is by my, maar ek moet hom ken, en ken vra iets van my, né? Dit vra dat ek moet stil word, en dat ek met hom moet connect, al verstaan ek nie, wat gaan hy doen, en wat gaan hy sê, en hoe gaan dit werk nie, maar omdat ek glo, nes die disippels, word ek stil, en ek sê, Heilige Gees, ek glo U is hier. En soos ek Bybel lees, en soos ek stil word, en soos ek in my dag ingaan, verwelkom ek U in. En ek vra, praat met my, wys my wat U my wil wys. Kom werk in my lewe, kom werk deur my lewe. As ek met iemand moet praat, wys my. As ek vir iemand iets moet doen, wys my. Praat met my. As ek vir iemand moet bid, wys my. Laat mense in my gedagtes opkom. Help my om te sien wat U wil hê ek moet doen. En as jy begin connect met die Heilige Gees, omdat jy glo hy's by jou en hy wil jou ken, en jy kan hom ken, dan gaan dit vir jou gebeur. Jy hoef nie hier eers sekere goed te verstaan nie. Maak jou hart oop en ken hom. Jesus sê, ek stuur vir jou 'n iemand en ek wil hê jy moet hom ken. Ek wil hê jy moet hom ken. In die tweede plek, dink ek wat so belangrik is deur die Heilige Gees word die lewende Jesus teenwoordig vir my. Word die lewende Jesus teenwoordig vir my. Ek en jy het nou vir my gesê, ons glo, Jesus het opgestaan uit die dood. Ok, maar waar is hy nou? Ervaar jy hom? Ervaar jy hom, want Jesus sê vir hulle, ek los julle nie as weeskinders nie. Is dit die tweede een, gaan na die tweede slide toe. Dink die storie, en hy sê, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer. En hy praat nie net van een dag nie, hy praat van
deur die Heilige Gees, want hy het hoeveel keer dit vir hulle gesê, ek is met julle. Nou ook met die hemelvaart, waar hy gesê het, okay, nou gaan julle gaan disippels maak, maar onthou, ek is met julle, tot aan die einde. Tot julle my weer fisies sien, want die engele het vir hulle gesê, onthou, Jesus het fisies opgegaan met hierdie wolk, en nes julle hom gesien opgaan het, so gaan hy weer afkom, julle gaan hom sien. Maar nou sê hy vir hulle, okay, maar wanneer ek nou fisies nie met julle is nie, ek is nog steeds by julle. Deur die Heilige Gees word Jesus se teenwoordigheid vir ons lewendig. Dit is so belangrik. Ek en jy het die vermoë om mime Christene te wees. Mime Christene. Om te bid en Bybel te lees en kerk toe te kom en in 'n diens te sit en bietjie saam te sing. Ons staan en ons sing, ons oë toe te maak selfs, en ons gaan deur die motions, maar ons ervaar Jesus glad nie. En as jy eerlik is, sal jy sê, Jesus, my godsdienst die laaste tyd voel bietjie droog, het voel bietjie dood. Ons kan vir dae so ek en jy, kan ons so 'n masker opsit. Ons kan vir weke, vir maande. Kan ons voor mense, weet ons wat om te sê en die regte goedjies te sê en die regte manier op te tree in die kerk en die regte videoetjies en liedjies te stuur en kan alles 'n act wees, maar my Christendom is dood. Ek ervaar nie die lewende Jesus wie ek sê hy lewe en hy's by my, ek ervaar hom glad nie. Dat my dink aan Kurt Darren en Kurt, as jy kyk, sorry, is nie 'n belediging nie, mens weet nooit. Ons was een keer by 'n show van Kurt Darren en dis hoekom mense hom kritiseer, want hy doen sulke goed op sy show. So hy sing en saam met al die regte moments trek hy sy gesig, alles klink reg, alles lekker, hy dans so en op 'n stadium kan jy sien die ou kry warm en goed en hy hardloop en hy gaan drink sy water, maar die musiek hy hou aan sing. It's amazing, it's 'n wonderwerk en toe kom jy agter, hy sing saam met 'n CD. Soos die trek speel en hy maai maar net saam. Sy mic is saggies aan, maar dis maar eintlik die trek wat sing en dis waar mense agterkom, okay, hierdie ou kan nie regtig sing nie. Hy maak aan die studio auto-tune met sy stem en so en jy weet, die musiek is dit fyn, jy weet, ons love vir Kurt vir sy lekker sokkie musiek. In Christendom is dit nie fyn nie. In Christendom is dit nie fyn nie, want ons doen baie keer dieselfde ding. Ons kom kerk toe en ons maar sit ons hand op, maak ons oë toe, ons kan die hele dansie doen, maar in ons hart is Jesus is nie hier nie. Ek voel hom nie. Ek hoor nie hy praat met my nie. Ek ervaar nie hy werk in my lewe. Hy is nie besig om my karakter meer soos syne te maak nie. Hy is nie besig om iets van my te vra nie. Ek is nie besig om hom te volg nie. Ek is nie besig om iets vir hom te doen nie. Ek is maar net hier. Ek sê, gooi my geldjie en steek my hand op, maak my oë toe en ek gaan vir hoeveel dae, hoeveel weke gaan ek deur daai emotions en ek maai maar net. En dis nie wat hy van ons wil hê nie. Dis dood, dis droog, dit beteken niks vir jou nie, dit beteken niks vir hom nie, dit beteken niks vir mense nie. Ander mense moet iets ervaar deur jou Christus, deur Jesus wat by jou is. As jy deur Handelinge lees en mens sien die mense wat die disciples encounter het, Petrus loop verby party mense, dan mense wat verlamme staan op. Sy net loop verby party van hulle. Hoekom? Hoe is dit? Was hy 'n superhuman? Nee man, hy was een van die ouens wat die grootste foute gemaak het. Maar hy het geglo, God stuur vir my iemand, en hy het engaged, sy hart was oop vir daai iemand. En soos daai iemand in sy lewe gewerk het, was sy hart oop vir die lewende Jesus by hom, en dit wat Jesus wil hê hy moet doen, om dit te doen, en dit bring my by die laaste punt. Gaan vir my na daai laaste slide toe asseblief. Jesus het begin en eindig met hierdie woorde: wie my opdragte uitvoer, dis hy wat my lief het. En dis hy wat die Heilige Gees gaan ervaar, en dis hy aan wie ek myself gaan openbaar. Dis hy wat my gaan ken, basies wat hy sê, en dis hy wat my gaan gehoorsaam. Dis hy wat gaan ervaar hoe ek spesiale goed in sy lewe doen. Die Heilige Gees is nie vir ons gegee om ons 'n thrill te gee nie. Nie vir ons om emosies, om in 'n diens te wees. Dis nie vir spesiale tye en spesiale goeters. Nou wil ek gou iets voel. Ek wil die Heilige Gees voel. Die Heilige Gees, Jesus was baie duidelik. Ek stuur hom vir julle vir hierdie eenvoudige rede. Dat julle my kan ken en my kan gehoorsaam en my kan gaan bekend maak. Hy gaan julle krag gee. Hy gaan julle help.
En wat hy by implikasie daar sê is, niemand kan 'n Christen wees sonder die Heilige Gees nie. En ek wil hê jy moet hierdie woorde onthou. Niemand kan 'n Christen wees sonder die Heilige Gees nie. Jy kan nie 'n Christen wees sonder die Heilige Gees nie. Dis impossible. Jy kan nie jy kan nie Bybel lees. Jy sal gaan sit met 'n koffie en Bybel lees, hierdie sal vir jou niks beteken nie. Niks nie. As jy nie daar sit en jy's bewus van die Heilige Gees wat hier by jou is en Jesus wat hier langs jou sit en jy wil nie bedien word nie. As jy dink jy gaan net met jou menslike verstand sit en woordjies lees en somehow gaan dit vir jou sin maak en dan gaan dit gaan nie jou lewe verander hierdie woorde nie. Maar as die Heilige Gees by jou sit en hy breek dit vir jou oop, wat dit is en wat beteken hierdie vir jou, en wat vra ek van jou, hoe jy hierdie moet uitleef, dan verander dit alles. As jy bid, dan kan dit net rympies wees, het kan dooie mime wees. Jy kan hemel op tafel berg gebede sê, wanneer jy bid en wanneer ook al anders. Maar as die Heilige Gees by jou is, as jy bewus is van die Here by jou, en jy is bewus, soos jy praat, is hy hier en hy luister, en jy is sensitief bewus vir wat wil hy miskien vir jou sê, en jy luister. En jy dink jy hoor iets, as iets wat hy van jou vra, en jy reageer in gehoorsaamheid daarop. Dit verander alles. Dan begin jy sien hoe die Heilige Gees in jou lewe te werk, maar ons kan baie keer so, die duiwel sê, man, hoe weet jy het reg gehoor? Hoe weet jy het enige iets gehoor? Miskien word jy net mal. En dan dink ons, ja, hoe weet ek? Wat weet ek in anyway? Ek is nie hierdie diepgeestelike mensie, en dan doen ons niks nie. Dan gehoorsaam ons nie. Wat het Jesus gesê? Julle moet my gehoorsaam, luister. Kom na my toe, laat die Heilige Gees het vir julle oopbreek, en doen dit dan, anders gaan julle hom nie sien werk nie. Dus soos ek altyd sê, as jy besig is om Jesus te volg, dan sal jy die Heilige Gees hoor. As jy besig is met enigiets anders, as dit nie gaan oor Jesus nie, en jy wil die Heilige Gees encounter, maar jou hart is nie Jesus nie, dan is jy nie besig met die Heilige Gees nie, dan is jy besig met wat se gees? Die Portugees. Ok? Dis nie die Heilige Gees dan nie. Want Jesus is baie duidelik, ek stuur vir julle die Heilige Gees, sodat julle my beter kan ken, sodat julle my beter kan volg. Jesus is altyd in die middelpunt. Jesus is altyd die fokus. Die Heilige Gees gaan vir jou altyd Jesus duideliker maak. Hy's nie hier om weird goed te doen nie. Hy's nie hier om ons die lewe en ons geestelike lewe meer weird en vreemd te maak nie. Hy's hier om dit baie duideliker te maak, om vir ons te wys, dis Jesus. En dis waar jy nou meer soos Jesus moet word in jou lewe, en hier's waar jy Jesus se opdragte kan uitvoer in jou lewe, en as ek met daai hart en daai visie kom sit by my Bybel, en ek word so stil, en ek kom so in 'n kerk in, dan ontmoet die Heilige Gees met my, en dan wys hy vir my, dan sê Jesus, dan sal ek myself aan jou openbaar, as jy lief is vir my, ek's nie hier om toertjies vir jou te doen nie, is jy lief vir my, wat het hy Petrus gevra, Petrus, het jy my lief? Hy sê, die ou wat my lief het regtig met my wil ken, en met my hart wil connect, my hart wil hoor, gaan vir hom my hart wys. Die ou wat my regtig wil dien, en saam met my 'n verskil wil maak, het lewe gaan nie net oor jou nie, jy's lief vir Jesus, jy wil iets vir hom doen, so ek gaan daai ontmoet, en my gees gaan daai ou krag gee, dat dit wat hy probeer doen, gaan hy nie in sy eie krag doen nie, die Heilige Gees gaan goed maak gebeur, wat daai ou nie kan droom of bid, of dink jy, hy gaan dit nie verstaan nie, maar hy gaan dit sien gebeur, want die Heilige Gees gaan kom krag gee. En ek sluit af vandag deur jou te vra, ervaar jy dit in jou lewe? Ervaar jy die Heilige Gees? Ervaar jy Jesus se lewende teenwoordigheid? Miskien sit jy vandag en sê, Jacques, ek kan nie daai vraag beantwoord nie. Wie is die Heilige Gees? Wie is hy vir my? Ek kan dit nie beantwoord nie. Dan wil ek vandag vir jou sê, dis okay. Moet net nie bly so nie. Dan wil die Here jou vandag daar ontmoet. En miskien is jou eenvoudige gebed vandag, Heilige Gees, ek wil U ontmoet. Ek wil 'n ontmoeting met U hê. Ek wil vandag sê, ek glo U is by my. En ek glo vandag dat U is hier, en ek wil U ken, ek glo ek kan U ken, en ek wil hê daai journey moet vandag begin. Dan begin daai journey. En moenie na die duiwel luister wat vir jou sê, man, jy weet nie genoeg nie, en jy moet eers dit of dat. Bly net fokus op wat Jesus gesê het. Jesus het gesê, as jy glo,
dan gee ek vir jou my Heilige Gees. En daai verhouding begin vandag. Miskien sit jy en jy sê, "Jesus, ek weet al lank van die Heilige Gees, Jacques, en ek glo dit. En ek weet in my kop hy's hier en Jesus is hier, maar eerlikwaar ek's besig met van amper sê modern Christendom. Ek's besig met mime Christendom. Ek's besig met ek doen al die regte goed, maar ek ervaar nie die Here nie. Ek jaag so in die lewe en as ek wil bid, dan gaan dit eintlik maar net oor my. Miskien roep die Here jou terug na jou eerste liefde toe, waar hy sê, "Hey, het jy my lief?" En dis wat ek wil hê, het jy my lief? Ek is lief vir jou, maar het jy my lief? Miskien besef jy vandag, ek wil net terugkom weer by verhouding. Ek wil God ken, ek wil Jesus ken, ek wil sy hart ken en ek wil ervaar hoe ek, as ek Bybel lees en as ek in die kerk is en as ek worship, hoe hy by my is en hoe hy my vasdruk en hoe hy vir my fluister. Ek wil dit ervaar. Ek wil ervaar as ek in die spar is, dat daai fluisterstem is, dat ek miskien iets vir hierdie persoon moet sê, of as ek verby 'n sekere boemelaar ry, dat ek miskien iets moet gee en iets moet sê. Ek wil weer daai ervaar, dat Jesus by my is, en begin werk in my en deur my. Miskien is dit jy vandag. Dan wil ek vir jou sê, die Here is hier om met jou te ontmoet. Geef weer jou hart opnuut vir die Here. Maak jouself weer oop vir die Here. En glo, hy gaan op 'n spesiale manier deur jou werk. Miskien is jy hier en jy hoor Jesus wat sê, ek gaan my Heilige Gees vir julle gee, en wanneer hy op julle kom, gaan julle krag ontvang om my getuies te wees. Miskien is jy nie 'n getuie nie. Miskien dink jy nie eers daaraan om enige iemand na Jesus toe te lei nie. Kan ek vir jou sê, dit is waaroor alles gaan. En as jy eendag by die hemel kom, dan is dit 'n hartseer moment as jy niemand na die Here toe gelei het nie, of as jy niks saam met die kerk gedoen het om te probeer om siele te kry daar nie. Wat het ons 'n ruk terug gesê? You standing in front of the gates of hell, redirecting traffic. As jy nie 'n traffic cop is, wat mense redirect, laat ons hulle by die hemel kan kry. En wat gebeur, sê ons, as jy daar voor die hekke van die hel staan, dan voel jy die heat. Dan gaan die duiwel kom vir jou, verseker. Maar dan moet jy weet, jy's op die regte pad. Dan is ons saam besig as 'n team om mense te wen vir Jesus en om mense te nooi na Jesus toe en om mense aan die Heilige Gees voor te stel. Dat hulle journey met die Here kan begin en dat hulle deel kan word van hierdie team. Ons almal is op ander plekke. Waar ook al jy is dit my gebed dat jy met die Here sal ontmoet en dat jy met die Heilige Gees sal ontmoet. En dat jy met hom sal journey en dat aan die einde van hierdie reeks dat jy vir my sal sê, yes, ek het 'n vars ontmoeting met die Heilige Gees gehad. En ek ervaar weer die teenwoordigheid van die Here. Ek ervaar weer Jesus. Miskien gaan jy sê, vir die eerste keer in my lewe ervaar ek dit soos nog nooit van tevore nie. Tevore het ek gepraat daaroor, maar dit was 'n mime game. Nou is dit vir my real. Dis my gebed vir elkeen van ons. Vir elkeen van ons. Kom ons sluit ons oop. Heilige Gees, hierdie is so ver bo ons verstand. U teenwoordigheid, u as derde persoon in die Godheid is iets wat ons nie heeltemal kan verduidelik nie, maar hoe lekker om te weet dat ons nie hoef nie. Ek nie nodig het om dit te verstaan voordat ek u kan ken nie en voordat u met my kan ontmoet en in my hart en in my lewe en deur my te kan werk nie. Ek moet net glo. Dankie Here Jesus dat U met soveel humility en soveel eenvoud dit vir ons so duidelik gemaak het dat dit gaan oor verhouding. Dat U hierdie persoon stuur wie ons kan ken. En dat ons nie eers iets spesifieks hoef te doen om te kwalifiseer voor die Heilige Gees in ons harte inkom nie. Maar ons hoef net te glo. En vanoggend sê ek, Here, ek glo. En Heilige Gees, ek wil met U ontmoet. Ek verwelkom U in my lewe en ek wil elke dag, as ek wakker word, U verwelkom in my dag. Dat U saam met my sal wees, saam met my die dag sal begin, saam met my sal Bybel lees. Daar sal wees as ek bid. Daar sal wees as ek in my kar klim, as ek by die werk is, waar ook al ek gaan, dat ek U teenwoordigheid sal ervaar. Here Jesus, dat ek deur die Gees U sal ervaar wat met my wil praat, wat my wil lei, wat vir my wil wys wat U wil hê ek moet doen. Ek het U lief, Here, en ek wil U dien en ek wil U gehoorsaam. Heilige Gees, dis my gebed vanoggend, dat
deur hierdie reeks, dat U met elkeen van ons sal journey, dat U ons sal kom wys, dat U Jesus vir ons sal kom openbaar, dat ons sal leer hoe om Jesus liewer te hê, en hoe om meer van ons lewens vir hom te gee. Dis ons gebed, Here, en ons bid dit in die mooi en kragtige naam van Jesus, en ons sê saam, Amen.